Dit werk mos nou nie so nie. Kom ons bedek nie ons sonde nie. Kom ons smeer nie net ons sonde toe nie. Kom ons deel met die probleem. Het wys uit hierso as ons kyk na die verf van die muur. Eerstens, hy het bo 'n donkerder skakering as wat hy het as jy laer kom. Dan sekere punte is bietjie meer toe as ander dele en so en laat my net dink, ons as Christene is baie keer so. Yes, ek kan rook en drink en alles by die huis, maar yes, as die pastoor kom, dan is alles weg. Dan moet ons perfek lyk, dan moet ons great lyk. Nou is my vraag, wat help ons draai die sonde bedek en toesmeer en toehou, maar dit vernietig en dit verwoes jou lewe. Op die einde van die dag, Jesus Christus is altyd by ons. Hy is alomteenwoordig. Hoekom kan ons dit, moet ons vir 'n mens steek ons daai sondes weg en draai toesmeer, want ek wil 'n image hou. Maar as ek in die teenwoordigheid van God moet wees, as die pad saam met Jesus moet loop, dan gee ek nie regtig om nie. Dan rook ek, dan drink ek, dan vloek ek, dan gaan ek aan. Dit werk mos nou nie so nie. Kom ons bedek nie ons sonde nie. Kom ons smeer nie net ons sonde toe nie. Kom ons deel met die probleem. Al kos dit om so 'n bietjie polyfiller te smeer. En nou praat ek nie van die vrouens se make-up nie. Ek praat van al kos dit om so 'n bietjie daai polyfiller op te sit, die dele lekker heel te maak voordat jy die gebou reg kry, voordat jy die gebou verf en so aan. Ons moenie net mooi lyk van die buitekant af nie. Dit gaan oor wat binnekant is. Dit gaan oor wat dra ek die vrug van die Gees. Soos Matteus sê, dra ek daai vrug wat by die bekering pas of is ek nou maar net sit ek net 'n image op, sit ek net 'n front op want alles moet mooi lyk, alles moet cool lyk. Is ek 'n people pleaser? Galasiërs 1:10 sê vir ons, soek ek dan nou nog die guns van 'n mens of soek ek die guns van God? En dan gaan hy verder en sê, want as ek dan nog die guns van 'n mens soek, dan kan ek my nie 'n diensknegt van Christus noem nie. Kom ek en jy maak seker ons dien Jesus Christus. Kom ons maak seker ons streef daarna om Jesus tevrede te stel en nie net 'n mens nie. Want Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Jesus is ons way, ons weg hemel toe, nie 'n mens nie. Al jy kan wat so mooi beeld en front vir 'n mens opsit, dit gaan niks vir jou beteken eendag as ons voor God moet staan nie. Dien Jesus Christus voluit. 'n Ander ding wat ek net so aan dink, ek dink by myself, yes, dit lyk nou alles great en cool dat ons nou die huis verf en alles, maar die eintlike opdrag was gewees, ons moet binne die stoor skoonmaak. Nou dink ek, Jesus vra vir my en jou, luister hierso, gaan uit en gaan wen siele, gaan maak disippels. Nou gaan ek en jy en ons voed die hongermense, ons begin wat noem 'n mens hierdie huise, hierdie 'n voedingsskema, wat ook al jy dit wil noem. Ons doen alles wat great is. Ons doen alles wat goed is. Maar ons wen nie siele nie. Ons kom nie op die punt om daai persoon te vertel van Jesus Christus nie. Jy weet jou roeping is om 'n evangelis te wees vir God en jy gaan nie uit nie. Jy gaan nie op straat besig om siele te soek nie. Jy weet jy is geroep om sendeling te wees, maar jy sit eerder 'n kerkbank warm. Wat help dit? God vra, luister hierso, maak die huis skoon. En dan gaan ek en jy en ons verf die huis. Dan is ons net so ongehoorsaam. Die Here praat al lank met jou. Ek vra vandag, luister. Kom ons doen wat Christus vra. Kom ons doen wat sy opdrag was. En dit was om uit te gaan om disippels te maak van alle nasies, ongeag nou ras en kleur en whatever. Ongeag dit. Dit is nie ter sprake wanneer dit by die evangelie kom en wanneer dit by Christus kom nie. Ek wil vra, luister, gee ag op wat God vra. Dien hom voluit. Begin siele wen vir Jesus Christus. En kom ek en jy maak seker, ons maak ons eie kamers in ons harte, ons maak ons kamers skoon voordat ons die huise verf in Jesus naam.